Dis tyd vir Fokus hier op SABC2. Goeienaand, ek is Lenet Francis, welkom. En soos jy kan sien, het Fokus van vanaand af 'n splinternuwe voorkoms. Bietjie later vertel ons hoe druiweboere uitreik na medeboere wat deur die droogte geraak word. En ons kuier ook by 'n baie besonderse koffieplek in Gauteng. Die onvoltooide vismark op Elandsbaai in die Kaapse Weskus laat talle vrae ontstaan. Fokus het verlede jaar berig oor die multimiljoen-rand vismark. Die departement van seevisserye en die Cederberg munisipaliteit het toe die versekering gegee dat die projek op koers is en dat dit wel voltooi sal word. Dis egter etlike maande later en die duur onvoltooide vismark staan nou in die warm Weskus son en vergaan. Bekommerde inwoners en raadslede vra nou hoekom miljoene rand as deel van die projek in die sakke van onbekende oorlogsveterane en vismonitors beland. Regisseur Dani Juffers doen verslag. 'n Groep beswaarde DA-lede en raadslede van die Cederberg munisipaliteit het die onvoltooide Elandsbaai vismark onlangs besoek. En dit blyk dat inwoners en raadslede inderdaad rede tot kommer het. Van die beloofde vismark waar die dorp se ywerige vissers hulle kosbare vangste kan verwerk en verkoop, staan steeds net halfklaar geboue. Tydens Fokus se besoek verlede maand was daar geen bouaktiwiteite op die perseel nie. Die bouterrein het getuig van verwaarlosing en vrae kan waarskynlik met reg geopper word oor presies waarvoor die multimiljoen-rand begroting gebruik is en hoekom dit steeds nie voltooi is nie. 'n Raadslid van die Cederberg munisipaliteit en DA-lid Judith Mouton sê sy en die DA is nie gekant teen die bou van 'n vismark op die dorp nie. Volgens haar is die vismark egter op die verkeerde plek gebou en is die gemeenskap nie behoorlik geraadpleeg nie. Ek weet net nie hoe haalbaar en prakties die hele aangeleentheid is nie. So dit is, en dan natuurlik nou, ons het mos nou spesifieke vrae oor die manier waarop dit hanteer is. Omdat hulle vir my as wijkraadslid, sowel as my wijkskomitee, heeltemal op sy gestoot het. Daarom is dit vir die breë Elandsbaai gemeenskap 'n bitterpil om te sluk. Die hele projek, die besigheidsplan, die planne van die gebou, dit het nooit voor die tegniese komitee gedien nie. Wanneer dit gedoen is, deur wie dit gedoen is, hierdie vrae vra ons as DA oppositielede in die raad. En ons kry nie ons antwoorde nie. Dit is ons bekommernis. Fokus het toe 'n draai by die dorp se bedrywige kleinboothawe vlak buite die dorp gaan maak, waar dosyne vissers besig was om hulle kreefvangste af te laai. Volgens verskeie vissers is dit die ideale plek waar 'n nuwe hawe gebou moes word. Cederberg hou egter vol dat die Elandsbaai gemeenskap wel genoegsaam geraadpleeg is voordat met die bou van die vismark op die huidige perseel begin is. Sommige vissers verskil egter. Die vismark moet hier is waar ons nou is. In die hawe. Dit is waar die besigheid is. Want hoe kan jy nou met 'n klomp brommers en vliee? Daar gaan weer gehad in die kamp. Die mense bly mos daar. Wat gaan hulle maak met die afval, met die derms, met die goederse? Ek meen, dis logies. Nou die Cederberg ouens geluister toe hulle teenkanting. Meneer, ek het baie teenkanting gekry want hulle het vir my gesê in 'n vergadering, die gemeenskap voel so. Toe het ek vir hulle gesê die gemeenskap voel nie soos julle wil hê nie. Die gemeenskap voel so dit moet by die hawe wees. Van die sowat 23 miljoen rand wat deur die Nasionale Departement van Seevisserye of DEF, soos dit ook bekend staan, aan die vismarkprojek toegeken is sowat 14 miljoen rand glo vir die oorlogsveterane bestem en 'n verdere 6 miljoen rand vir vangdata monitors. Fokus het verlede jaar berig dat 42 veterane by die projek betrokke is en dat hulle volgens seevisserye blykbaar aangewend word om die Weskus se kwynende seebronne teen stroopers te beskerm. Wat beteken dat 'n handvol oorlogsveterane sowat 330 000 rand elk ontvang het sedert die vismarkprojek se ontstaan. En dit blyk dat vissers met wie Fokus gesels het geen kennis dra van enige betrokkenheid deur groepe oorlogsveterane of vangdata monitors by visvangaktiwiteite op die dorp of in die streek nie. Het jy al van die veterane gehoor? Nee, nog niks. Ken jy hulle? Jy gehoor van hulle? Nee, wie sê ek ken nie. Nou right. Ek bly al 'n klomp jare op hierdie. Presies. Weet jy van oorlogsveterane, war veterans hier so op die dorp? Nog nooit van hulle gehoor nie. Nou nooit. Hoe lank is jy al op die dorp? Ek 33 jaar. Hoeveel manne sê is jy op die dorp wat julle weet wat veterane kan wees? Hier op die dorp is nou 4. Noem hulle vir 'n bietjie en wie hulle is en wat van hulle geword het? Hy Willie is nou nog hier so, hy is mos nog visserman. Fonta werk nou op die plaas. Vaslie is
Was is 'n bouer. Jubo het mos verdwyn aan die Weermaag. Ja, die een ouetjie het mos aan die Weermaag weggeraak. Dan is en dan is daar mos nog lede. Hy is al te oud. Maar mos al boer sy 60. So is die militêre veterane op die dorp wat poachers kan vang. Na julle mening. Nee, daai man alles sal hy weer kan doen nie. Wel, soos wat ek my somme gemaak het, is omtrent 14 miljoen rand wat na hulle toe gegaan het. En ons het 3 vrae gevra in die raad. Ons het in die eerste plek gevra, wat is die kriteria wat gebruik word om as 'n militêre veteraan geklassifiseer te word? Moes jy vir 'n sekere tydperk op 'n sekere plek diens gedoen het? Is jy uitgereik met 'n soort van 'n dienssertifikaat? Waar is hierdie sertifikaat? Wie is die mense? Wat is hulle name? Wat is hulle adresse? Wat is hulle posbeskrywing? Waarvoor het hulle die geld gekry? Dis die vraag wat ons gevra het. En het julle enige antwoorde gekry? Ons het geen antwoorde gekry nie. Die ander ding ook, en ek het dokumentasie in die verband, het hulle gesê 100 sogenaamde vis- of see-monitors moet aangestel word teen 'n bedrag van 6 miljoen rand vir 6 maande. Weereens is die vraag, waar is die advertensie geplaas? Hoe is hy geplaas? Hoe lees hy? Wat is die kriteria? Wie is die mense? Wat is die name? Wat is die adresse? Wat is die posbeskrywing? Hierdie vrae word eenvoudig net nie beantwoord nie. Ons ken Elandsbaai se mense en nee, Dani, hier is die oorlogveterane nie en hulle kan dit ook nie vir ons uitwys nie. Fokus wou toe by seevisserye en die Cederberg munisipaliteit weet of inwoners, raadslede en vissers inderdaad rede tot kommer het. Volgens die Cederberg munisipaliteit het hulle slegs aan 'n versoek van DEF voldoen om geld vir oorlogsveterane en monitors by die projekkoste te voeg. Volgens Cederberg is daar 'n behoefte aan 'n vismark op die dorp wat inwoners ekonomies kan bemagtig. Fokus wou by die Cederberg munisipaliteit weet hoekom die vismarkprojek steeds nie voltooi is nie, maar 'n versoek vir onderhoud is geweier. Wat betref die militêre veterane, word vingers nou gewys na seevisserye. Fokus wou van Cederberg weet hoekom die munisipaliteit die versoek van DEF toegestaan het en of vrae oor die wenslikheid daarvan enigsins gestel is. 'n Lys vrae aan DEF en Cederberg oor onder meer wie die veterane en monitors is, waar hulle woon en wat hulle pligte is en wanneer die vismark eendag voltooi gaan word, het egter onbeantwoord gebly. Die Cederberg munisipaliteit het verskeie versoeke vir 'n kamera-onderhoud oor die vismark van die hand gewys. Seevissery het aangedui dat hulle nie in 'n posisie is om nou Fokus se vrae te beantwoord nie. Hulle het 'n duidelike verskeidelde agenda gehad en dit is hoekom hulle gedoen het wat hulle gedoen het en ja, nee, hulle kan nie hulle hande in onskuld was nie. Moes hulle dalk miskien meer vrae gevra het? Natuurlik en spesifiek uit ons publieke deelnameprosesse sou hulle al die antwoorde gekry het wat nou huidigelik ter sprake is. Ek maak vandag die stelling dat as ek 'n vraag vra, 'n gewone reguit vraag, en ek kry nie 'n reguit antwoord nie, en ek kry nie skriftelike bewyse nie, dan het ek mos die reg om te twyfel. Dan moet ek mos sê, ek ruik 'n rot. Intussen lê vissers se paaie verby die onvoltooide vismark en bestaan daar steeds vrese by baie inwoners en raadslede dat die projek net nog 'n duur wit olifant is indien dit ooit voltooi word. Net hierna wys ons hoe druiweboere ander boere wat in die wurkgreep van die droogte is te hulp snel. Bly gerus ingeskakel.
Die knallende droogte in groot dele van die Wes-Kaap is besig om boere geldelik te knou. Veral veeboere sukkel om voer vir hulle diere te bekostig. Fokus het vroeër berig oor hulp wat van medeboere uit ander dele van die provinsie kom. Druiweboere op Vredendal langs die Weskus reik nou ook uit na sukkelende boere in die Vredenburg omgewing met skenkings van geparste druiwedoppe. Weer regisseur Dani Juffers. Dani Kotse van die plaas Rooiheuwel tussen Paternoster en Vredenburg is een van vele Weskusboere wat deesdae harde bene kou. Voer vir sy groot veekuddes kos hom reeds 'n plaas se geld en met winterreëns nog etlike maande weg is hy bekommerd. Ons het 80 mm reën gehad vir die jaar en dit maak dit baie moeilik want ons het nie veiding gehad nie. Ons het geen oeste gemaak nie. Ons het dis geen refoer gehad nie. Ons moet alles aankoop. En dit sit ons in 'n taamlike kosteknyptang op die stadium. Vir die afgelope finansiële jaar is dit so al by die R700 000 wat ek aan my vee moes spandeer. En dis nogal baie in my tipe boerdery. Maar verligting vir Dani en ander boere in die streek kom ook nou van medeboere hoër op langs die Kaapse kus. Voertuie met kosbare vragte veevoer wat op plaaspaaie ry dat die Weskus stof so staan, is 'n welkome gesig vir plaasboer en sy werkers. En die boere van Vredendal se geskenk aan sukkelende boere is voedsame druiwedoppe wat gebruik word as aanvulling vir ander veevoere. Net wit druiwe word vir die doel gebruik. Volgens Len Knoetse van die bekende Namakwa wynkelder in die Vredendal omgewing het 'n private vervoermaatskappy ook ingespring om die doppe gratis oor 'n lang afstand te vervoer. Ons het nou gister so 2000 ton gepars en ons het die sap uit die doppe uitgedruk en wat ons nou hier by julle aflaai is dan nou die pitte en die doppe wat saamgepers is en al die sap uitgehaal is baie goed vir veevoer, vir kunsmis. Hulle gooi dit baie keer op bane om druiwe op te droog. So dis 'n afvalstof by ons, maar redelik kosbaar vir areas soos hierdie waar dit absolute droogte is en manne nie enigsins kos het vir hulle skape of hulle beeste nie. Ons regering wil vir ons niks doen nie, so ek is bly die boere en die gemeenskap en so mense soos Namakwa, hulle help ons en ons waardeer dit verskriklik. Dit help ons baie. Ons het besluit om 'n bydrae te probeer lewer in die landbou. Die landbou is op die oomblik maar 'n redelike knyptang kostegewys, maar ook watergewys. Ons het nie water, ons het nie reën op die oomblik nie. Dit het 70 mm hier gereën laas jaar, so die manne se stoppelande kon hulle nie gebruik vir kuilvoer of vir veevoer nie. Dit is baie droog op die plase. Al die boere is swaar. Wat kom nou die eerste keer hier aan? Druiwedoppe. Is dit 'n snaakse gesig? Dit is 'n snaaks, ja, baie snaaks. Maar dink jy dit gaan werk? Dit sal werk, ja. Sy mixo moet kaf tussen die druiwedoppe. Dan sal die vee sal eet, ja. En dink jy daar's 'n behoefte vir so 'n skenking, Jannie? Ja. Dis goed vir die plaas. Dis goed vir die plaas, ja. Ons het van ons lede wat die druiwedoppe borg en dan die vervoer word geborg. Dis jou grootste kostes om die goed by die manne te kry. Dit kos R4000 'n vrag om dit hier te kry. Die voer is van onskatlike waarde. Ek bedoel, ons meng dit in saam met die bietjie refoer wat ons aangekoop het en dan maak dit net ons refoer net baie meer. En dan kan ons vir 'n langer tydperk ten minste ons diere aan die lewe probeer hou. En weet jy wat se voedingsstowwe die bevat? Ja, die goed, kyk ons kan ten minste so 20% inmeng in ons rantsoene in. En dan kan ons goed rek. By ons self in die Namakwaland is dit ook droog. Ons dam is onder geweldige druk met water. Ons eie lede het ook te min water. Hulle kry maar 1/3 van hulle toegekende waterkwota. So om in sulke omstandighede bydrae te kan lewer, ek dink mens voel beter oor jouself, mens voel beter oor landbou. Ek dink dit sit 'n bietjie van 'n uitdaging aan ons medekellers om ook by te dra. Met damvlak aan die provinsie wat plek reeds onder 20% gedaal het, heers daar 'n groot kommer oor toekomstige watervoorsiening vir mens en dier. En in 'n streek waar dit deesdae geldelik byna meer voordelig is om met wind te boer, wag daar nog 'n lang en moeisame pad op boere om hulle kosbare vee aan die lewe te hou. Wonderlik, een hand was die ander. Lus vir 'n koppie koffie? Net hierna wys ons jou 'n besonderse koffiekroeg in Gauteng. Moenie weggaan nie.
Werksgeleenthede vir gestremdes is eilgesaai in Suid-Afrika, maar 'n bekende koffiemaatskappy bied al 5 jaar lank by sy koffieskool opleiding aan mense uit voorheen benadeelde gemeenskappe en ook gestremdes. Regisseur Karen Dorwiel en kamerman Wayne Horton het 'n inligtingstegnologiemaatskappy in Johannesburg besoek waar koffie in gebaretaal bestel word. Vroeg op 'n maandagoggend is personeel van Brighthouse reeds besig om oplossings te bedink vir kliënte se inligtingstegnologie behoeftes. 'n Koppie koffie maak die taak net soveel makliker. En lekker koffie is sedert Oktober verlede jaar beskikbaar by die koffiekroeg in die maatskappy se ontvangsarea. Maar 'n gewone koffiewinkel is dit nie. From a corporate social responsibility perspective, just giving the opportunity to a deaf barista to showcase his or her skills, and for the staff within Brighthouse to learn from that disability and embrace the disability, in turn learning how to communicate using sign. Die 24-jarige Harold Slope en sy kollega Olga Masondo, wat nie gehoorgestremd is nie, was studente by die koffiemaatskappy Sairo se Barista Upliftment Program, waar macchiato, moerkoffie en mokka gou betekenis kry. We've got candidates who come from underprivileged backgrounds, people who aren't able to afford education and are left unemployed in this country. And unemployment in South Africa is a huge thing. The program started 5 years ago, and we've had 80 scholars who have come through the program and have now graduated and gone on to employment. Die Blacksmith koffie wat studente van die koffieskool maak en bedien by die maatskappye en hotelle waar hulle aangestel word, is nie sommer van enige boontjie afkomstig nie. We were then further introduced to the Blacksmith Coffee Blend, which is a locally farmed and produced blend which is linked to the fair trade. Blacksmith Coffee, it's a movement for social change and a platform for job creation and skills development for empowerment in our barista. Brighthouse werknemers kan hulle espresso en latte by Harold net met gebaretaal bestel. 'n Gebaretaal wat spesiaal geformuleer is vir koffiekelners en hulle klante. En werknemers betaal ook nie vir hulle koffie en tee met geld nie. Hulle moet eers koffieboontjies verdien in die spystoepassing op hulle selfone, voordat hulle die einste boontjies op koffie kan spandeer. SPACE, first let's clarify, it is the acronym for Sharing Passion and Collaborative Energy. Brighthouse was recently acquired by Dimension Data back end of last year, officially 1st of October. There was a huge influx of employees coming into the Brighthouse group, into the Brighthouse premises. And to bring in something as fun-loving as this as a platform where we as employees reward and recognize one another using a simple reference to a fist pump, aligned to our company values as a specific drop-down, but a very Facebook social media type platform on which our messages of encouragement are shared. And through doing so, we refer to it as a peer-to-peer recognition platform. We earn beans from one another, which we then use to redeem for a cup of coffee, using sign language to order. Van die kaffienslawe by Brighthouse word grappenderwys al boontjie miljonêers genoem. Brighthouse self betaal vir die koffie en werknemers en die koffiekelners het pret. There's a beautiful warm embrace of the deaf barista and the sign language interaction. I've heard from many employees that's just spurred them on to really spend more time understanding sign language, to not see it as an adage, but to embrace it. En die gehoorgestremde Harold, wat andersins moontlik steeds nie 'n inkomste sou gehad het nie, sit kos op die tafel en leer sy kollegas.
ongelooflik innoverend. Dis ongelukkig die einde van vanaand se program. Ons hoor graag van ons kykers. Stuur gerus julle kommentaar, tweets en voorstelle. Skryf net die woord fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokus groep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Tot volgende Sondag aand weer om 6:30 en net hier op SABC2. Mooi bly. Middag allemaal.